Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Mara Dekker. Yes. From Len Dekker Procureurs. Handelsreg. Handelsreg. Jy moet reg handel, anders kry jy hom op jou lief. Plaathand. So, jy ken die 5-punt management plan. En as hy nie werk nie, gebruik jy hom weer. Hy is wit warm. So, ons gesels 'n bietjie oor diplomatie. Dis nie die gradeplegtigheid van die tegnico nie. Ook nie die of jy 'n C gekry, 'n C gemiddeld vir diploma. Of die vergaderings van die Verenigde Nasies, dink ek is tipies diplomatie, takt. So 'n vriend van my wat in 'n lemoenboom ingehardloop het toe hy op mushrooms was en besef dit het dorings. Is dit 'n ware storie? In die takke en takt. Dis hy deur die blare. Want hy is so hoog soos 'n boom. Iemand een keer sê, jy kan die woorde sê, sit die teekoppie neer. En iemand kan dit saggies neersit soos die koningin en jy kan dit glad nie hoor nie. Of jy kan die piering in stukke laat spat en nog steeds die teekoppie op die piering neergesit het. Dis dieselfde ding, maar heeltemal anders. So laasweek het ons lekker gesels oor emosies en besigheid en die invloed wat dit het op mense se besluitneming en oorweginge en hoe dit lei na rasionele en irrasionele optrede. Basically groot mense wat skielik kinderagtig is en mompel, myne, ek het dit eers gehad. Soos kinders. En so in terme van awareness, bewustheid. Awareness. Wees cool. Moenie 'n poepel wees nie. Awareness. Wel, ek kom agter, ek soms 'n poepel en is seriously die oorsaak van ongemaklike gevoelens in ander mense. So, daar's 'n lyn om te trek tussen mooi praat en reguit wees. Soms moet ek die doekies omdraai nie, want iets moet gesê word of ook om groter moeilikheid. Soos iemand die ander dag sê, kommunikeer of kommunikak. Ek is lief vir hierdie taal. Ander sê, moenie die rooi ligte ignore nie, die rooi vlaggies, die risks. As dit praat, luister, dis caution signs. In mountainbiking, as daar 3 ondertoepeltjies langs mekaar is op 'n sign, beteken dit daar's 'n drop-off. So as jy bang is, dan breek jy, en as jy cool is, dan accelerate jy. Maar jy kan jou arm breek, en werk mis vir 6 weke, en dalk nooit weer ry nie. So cool is jy nou. Dit soek vir moeilikheid om partykeer nie jou bek oop te maak en belangrike goed aan te spreek nie. In die regte lewe kan goed doodgaan, vliegtye val, besighede gaan bankrot, as mense nie hard genoeg praat oor die perd wat vlieg op sy wonde het, of die fuel gauge wat sy liggie aan is, of die krediteure wat al hoe harder teen die deur klop nie. En dis cues om te sê, wow. Maar dan sal die respons. Maar ek wil net dalk 'n definisie van diplomatie daar gee, wat ek nou so hoor, maar so diplomatie beteken nie jy moet stil bly nie. Diplomatie beteken, hoe sê ek daai ding wat moet gesê word, sonder dat ek jou as persoon se gevoelens seermaak, of so seermaak dat jy nie hoor wat ek sê nie. Ek dink onthou nou, diplomatie sê, ek wil die volgende situasie, ek sien dit uitspeel, dit is wat moet gebeur. So hoe kry ek jou tot daai aksie, sonder dat jy hier uitstap, anyways vir my kwaad is, en ek het nie bereik wat ek bereik nie, en jy, op die einde het ek die verhouding skade aangeraak. Ek dink dis die groot ding met diplomatie is, hoe bou ek verhouding, maar ons kry nog steeds die aksie, en weet op, jy het nou gepraat oor die rooi lig. Hoe kan ons, voor die tyd as hy kerels, ek weet jy almal aandag skep, kyk hier so, ons kontantvloei het 'n probleem. Dit is wat dit gaan veroorsaak vir ons almal teen die einde van die maand. Maak julle almal attent daarop, dat ons almal nie, hoorie maar hy, kyk hier so, en wat maak jy, weet, daar's 'n manier, weet, awareness, maak almal attent op dit,
op die regte manier, sodat ons almal aktief daaraan kan werk. En is dit, ekskuus, jy's Ernest. Die fyn lyn is tussen om selfgeldend of assertive te wees en passief-aggressief. Of bloot aggressief. Soos jy met André was. Hey. In 'n geval, ja, so om daai fyn lyn te kry, dink ek is die geheim. Is maar dit beteken nie dat daar's met of kan ek dit so opsom dat daar is nie 'n doeme kan ek nie uitspreek nie. 'n doemoeproef. 'n doemoeproef vir plaasie is daar nie, jy maak dit nooit persoonlik nie. Ek sê daar's nie maar dit beteken dan kan nie emosie ook wees nie. Ja. Is dit wat dit eintlik beteken? Daar's natuurlik dis gebalanseerde emosie, want ek bedoel emosie kan ek kyk jou uit die gebou uit. Dit lyk of ek jou keel wil afsny met my oë. Ek wil daai body language komponent. In ander woorde, daar is nie dit nie. En niks is geen persoonlike kommentaar nie. Dit is om sensitief te wees oor hoe die boodskap oorgedra gaan word en perceive word aan die ander kant. So daar's 'n fyn lyn om rondom die topic te dans en die issues te dodge en om die doringkies van die roostakkie af te breek voor jy date op 'n Valentine's Day restaurant toe vat, laat sy nie bloed op haar cocktaildress het nie. En dis basically waarop het gaan. So ons kan harde goed sê, maar net die doringkies van die takkie afbreek. So, en ek vind dat 90% van die antwoord gaan daaroor, dat ek weer eens net perspektief uitbalanseer tussen my eie gedagtes en gevoelens, en dit wat objektief aangaan, wat insluit, hoe ander mense daaroor mag voel, en hoe hulle dit wat ek sê kan interpreteer. So, byvoorbeeld om belangrike e-mails en briewe of 'n ernstige WhatsApp te tik, vat trickie crafting. Soms wil jy ouens sy moeder stuur, maar laat voel dit was net 'n pat op die skouer, right? So partykeer dan sê 'n vriend of 'n kollega of my vrou of kind iets vir my wat ek net sê, of jy weet jy net soos en as ek dit nog nie gedoen het nie, dan het ek al baie naby gekom. Ek sê voetsak. Ja, jy voel net so in daai moment en die timing is net so verkeerd vir daai tipe interaksie dat ek eintlik net wil uitbars om uiting te gee, maar dalk sê ek preoccupied of annoyed oor iets heeltemal unrelated of gefrustreerd omdat ek net iets anders wil hê, dan peel dit hier in die kante uit. Kan ek wil jou komplimenteer, Marian, ek val jou nou lelik in die rede, maar ek gaan die een ding wat vir my, en ek dink nie mense het altyd, ek sê alle prokureurs het daai vermoë of persoonlikheidsdinamiek nie, maar wat vir my lekker is, en juist omdat dit so relevant is wat hierdie week gebeur is, dat ek moan in Maree se ore, maar dit is niks wat Maree gedoen het nie. So nou moan ek, en ek's emosioneel en ek's kwaad, en Maree sê die klankbord wat net vir my, jy vat dit nie persoonlik, want jy weet ek's nie die moeder vir jou nie, maar in die proses hoor hy my, en nou begin ons hierdie ding uitpak, en dit wat eventueel op 'n e-mail eindig, is glad nie wat is my emosie daaraan gekoppel moes gewees het, ek die tronk draft. Dis die first draft. Maar ek bedoel, daai is maar ja, en ek wil sê, dit is 'n wonderlike eienskap van jou. Dis 'n kwalitatiewe ding, wat, soos ek sê, alle prokureurs het nie noodwendig daai persoonlikheidsdinamiek wat ek 'n bietjie kan vent, en in die proses hoor die presies wat ek vir jou sê nie. En ek voel sommer beter. Jy weet, omdat ek kan vent, jy weet, sonder dat jy vir my So eintlik sê ek in jou double charge, want 'n sielkundige. Ja, maar jy moet sulke stront kom nie. Wat sê ideesplan? Wat gaan nou hier aan? Ek dink dis nie wat ek gesê. Dis nie wat ek gesê. Is 'n 2-in-1. Ek gaan nie 'n probleem oplos op 'n sielkundige en 'n wetlike manier, en ek gaan jou laat beter voel. Ja, daar's die extra charge. Beter voel. Laat ek eers jou help en dan. Maar jy sit jou vinger op het, en dit is nie toevallig dat dit seker is wat op my hart was vir vandag nie, want dit is die tipe goed wat aangaan, en ons het gesien wat se verskil dit maak. Is jy het die reg om jou gevoelens te hê, jy het die reg om jou perspektief te hê, maar voor jy na die buitekant toe uiting daaroor gee, hou 'n bietjie terug, gaan bounce dit ergens en gaan skaaf 'n bietjie af aan die skerp rande, sodat dit wat uiteindelik aan die ander kant perceive word is, okay, ek verstaan wat jy probeer sê,
Ek kan sien jy probeer die middle ground hierso kry. Ek kan sien jy probeer ook insien wat ek dink en voel en oor omgee en nie net jou eie daai verskil tussen assertive en aggression wat jy van praat. Om te sê ek weet dat ek kan aggressief oorkom en ek wil nie, want dit gaan nie vir my goed wees nie. So dis maar iets wat saam met wysheid groei, besef ek dat wat my betyd stil maak en anders laat dink en sê, hey, as ek hierdie beter hanteer, gaan almal hieruit wen. En as ek hierdie nou op die regte manier speel, dan hoef ek nie so te voel of op te tree nie, want ek speel dit op 'n manier wat regtig dinge beter maak. So eerder as wat ek nou die blomstuk intrap en die piering breek en die verhouding versuur, gewoonlik is ek nog nie heeltemal oor die brug nie, dan wil ek hom al brand. So selfs as iets moet eindig het mooi. Met al is jy Zef, gooi 'n bietjie finesse in die vlees. en los die mes. Ja, laat dan nie bloed op die cocktail dryf. Ja, as jy sê fuck jou, sê asseblief dankie. Oom, my tannie. Dis fuck u. Vertrou dit gaan goed, stuur groete vir almal by die huis. Sien uit om van jou te hoor en antwoord hierop. So. Hoop dit gaan goed met jou ma. Maar ek wil graag bylas by hierdie wat ek gevind het en is baie relevant tot ons nou in monk mode. As jy meer stil is, so byvoorbeeld ek het gevind in hierdie tydperk nou in hierdie 30 dae, omdat ek minder op sosiale media is, so ek onseën nie myself. Kyk, ek koop nie 'n koerant nie, want ek sê as ek nou 'n adrenaline shock of 'n manier as jy jou visa, jou paspoort wil afstof, lees die koerant. Elke 6 maande sal ek die rapport koop en dan besef ek weer hoekom ek dit nie doen nie. Snaaks genoeg in monk mode, omdat ek nie sosiale media konsumeer nie, glad nie, omdat ek nie, weet ons gepraat oor die screen time ook, nee, omdat ek meer bewus is van my gedagtes, ek is stil in die oggend, het ek gevind ek is rustiger. So dis my net, ek wil sê, ons praat oor diplomatie en so, maar daar is ook fisies, daar's 'n aksieplan, daar's maniere en habits en goeders wat jy kan in plek stel, om jouself te enable om beter te wees, sodat jy in so 'n situasie. Ja, is 'n baie belangrike punt. Dit is jy's fiks vir so 'n situasie. Ja. Wel ek kan weer 'n goeie voorbeeld neem. Weet, kom sê 10, 15 jaar terug, jong man, het ek road rage gekry een keer. Toe ek ry, weet, en ek dog toe in die ou klim uit en ek dog hier is dit nou. Dus het 'n travel agent en hy sê luister, hier korte vakansie. Nee, Hoe's daai vir influencer marketing? Ons gemaak moeilikheid. Dalk sal die taksies net. Hoe gepas was dit nie, nee? Weet ek meen die ou dis dit wat opborrel is net omdat jy weet die snaar is nie die hele tyd styf gespan. Word rustig, gaan kalmeer net. Ek het 'n manier om van jou stres ontslae te raak, dan is jy by default gaan jy nie as jy kwaad is net so uitlaat om jy sal, ek wil nie sê jy sal nie kwaad word nie, maar jy sal minder kwaad word. Ja, is amper soos wat ons nou maar, ons het oor die huwelik gepraat voor ons rekord gedruk is, maar die emosionele tank is vol. Ja. Nee? Ja. So jy het nie... Weet, want dan as 'n huwelik is, dan huwelik nog bly, weet, anders is dit anders. En ja, daai wat jy sê van om gespanne te wees, en dink aan wat is 'n gespanne snaar, as jy hom trek en hy maak 'n geluid, dit is 'n golflengte, reg, en 'n frekwensie, en ons is frekwensies, ons is vibrasies, en ons straal dit ook uit, ons kry dit dat ons uitstraal terug, en om rustig in 'n dag in te gaan, het ek al gevind is die beste advies wat ek myself kan gee, is staan 'n titseltjie vroeër op, hê 'n bietjie stilte tyd, me time wat konstruktief is, want dit wat ek daar invat, want ek dink partykeer, omdat mens so op 'n sekere frekwensie is en 'n sekere vlak van stimulasie wil beleef, dan as ons in daai persoonlike situasies is, as ek nou hierdie vir jou op so 'n mooi manier sê en ek dra dit in 'n sagte watjie vir jou om, dan is ek bang, nee man, dit gaan nie effek hê nie, jy gaan nie dit ernstig opvat nie. Ek moet hierdie stempel hard druk, laat jy weet,
ek voel rarig sterk hieroor. Jy weet, as jy by die restaurant vir die waiter sê, is nie heeltemal hoe ek het wou gehad het nie, versus, sal jy asseblief vir die chef vra om net vir my 'n ander stuk vleis op 'n ander manier gaar te maak, want hierdie is glad nie wat ek wou gehad het nie. Ja, jy gaan gop onder dit kry, maar as jy maar dan het jy jou punt duidelik oorgedra, en jy weet, en as hulle sê, nee, ons ruil nie steaks om nie, dan roep jy die bestuurder en jy maak dit duidelik, jy weet, so, ek self nie 'n fan van mense wat kla in 'n restaurant nie, maar ek dink is net 'n Ja, maar daai voorbeeld wil ek maar sê, jy kan kla in jou toys uitgooi, dan gaan jy die gop kry. Of jy kan sê, ek het gevra, ekskuus tog, ek wil jou net herinner, ek het gevra vir medium rare. Ek dink ek is ontevrede met my eindproduk wat ek gekry het hierso. Stem jy met my saam? Weet jy, met altyd die persoon op jou vlak en sê, stem jy met my saam, hierdie steak is nie waarvoor ek gevra het nie. Kan jy my asseblief dit net vir my omraak? Ja. En moet dit nou nie ook weer doen as jy die laaste hoekie wat dit nie meer dan weet nie. Ja, maar nou nie student op jouself. Ek dink wat net daarby aan te sluit, en ek praat uit persoonlike ondervinding wat gereeld gebeur eintlik. Hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, ek vat nou die restaurant as 'n klassieke voorbeeld, is die ander negatiewe ding van daai, en nie noodwendig toys uit die kot uitgooi, inteendeel, toys uit die kot uitgooi, dit gaan vir my oor daai, ek het nie eetlus na die tyd nie. Dit bederf my, die emosionele stand bederf die experience. Jy is nie 'n lus vir die steak nie. Dan bedoel met daai jouself in daai ja, omdat ek myself, omdat ek my toys uit, so dis nie net nou, wys jy vir almal, jy het nou vir die waiter gewys, jy die restaurant gewys, wie's baas nie. Unless jy 'n psigopaat is, gaan jy vir my sê, jy voel kalm en rustig dan. You just spoiled a great experience. So jy betaal 'n prys vir dit. Dis nie verniet nie. So ek sê, behalwe as jy psigopaat dat dit geen emosie het nie. Maar ek sit baie keer, en dit is actually wat my verhoed met baie situasies. Ek begin myself al hoe meer vang en sê, maar Jacques, onthou, as jy nou nie cool en kalm hieroor is nie, gaan jy hierdie experience, gaan jy bederf. Vir jouself, nee. Ja, so die steak is crap, en nou sit sommer crap in die restaurant en alles. So dis 'n crapfest op een of nie dag. Wel, dit in jou hele familie het dan ook. En jy gooi nou 'n show. Absoluut. En veral in negotiations het ek al gesien dat jy wil eintlik die ding so opstel dat jy 12 rondes kan gaan. As jy in ronde 1 jou knockout wil slaan, en dis nie 'n actual knockout wat die fight vir jou wen nie, het jy self, is jy Conor McGregor teen Mayweather, jy het te hard uitgegaan die begin, en in die einde is jy net vol gaps. So ek dink dit is baie keer, dit is waar die takt inkom om te sê, where am I going with this? Dis amper dieselfde soos met die bemarking. Gaan ek hierdie een ding doen wat ek dink waar ek al my geld instoot, en dis revolutionary, en gaan miljard rand, of gaan ek 20 goeders doen, wat die elkeen 'n klein bietjie aan die probability tweak, maar altyd saam align dit soos 'n laser focus, en nou het ek en ek het al gesien waar ouens in baie hostile tipe negotiations, waar ek met mature mense werk wat so flip en kalm kan bly, wat net, jy wil die ander kant uit mekaar uitskeer, jy wil so flip en jou punt so graag oordra, en sê, man, julle weet wat julle doen, en dis nonsens hierdie goed, en veral by settlements, moet jy net wegbly van dit. Soos jy kan nie nou daai stab land nie, jy moet hom terughou, want ons wil ergens uitkom hiermee. As ons nou al ons allegations begin gooi en al ons gevoelens begin deel, gaan hierdie ons nie meer wil teken nie. Dan gaan hulle wees soos, sorry, ek fight jou liewers, want jy ontlok daai emosie in ander mense wat maak dat hulle eventually nie soveel resistance het, hulle kan nie meer omtrent diplomaties wees nie. So ja, maar dit is ook soos daai quote van Bruce Lee wat almal ken seker is van Mind Like Water, is soos water vat enige vorm aan van dit waarin hy is, as dit in 'n koppie is of in 'n wat ook al, dan word dit daai vorm, en hy sê water can flow or it can splash, en ek dink, weet, splash is nie altyd sleg nie, partykeer moet jy vinnig reageer, maar partykeer moet jy net kan flow. Ek wil net iets oor Bruce Lee. Ek dink hy was die hele tyd dors gewees. Weet jy hoe kon so maar was? Nee, want hy het die hele tyd gevra vir water. Water! Wag.
dan bring niemand van water nie. Dis hoekom al hierdie goeie oor water gesê. Hy so rip was. Ja, want hy het geen water in hom. Man's dors. Hy sê, mind like water, but mind get no water. Ja, so Hoe nurture ons dit? Is dit so eenvoudig soos begin jy die oggend rustig, 0:30 vroeër op, laat die dag, jy gebeur die dag gebeur nie jou, wat is daai ding, die dag, wat is, hoe sê die Engelse, the day, seize the day. ja, maar die dag vat beheer van jou, dit is actually wat het op neerkom, as Carpe diem, gryp die dag. Ja, jy gryp hom, op jou voorwaardes. Jy laat hy jou gryp. As hy, inteendeel, as jy nie vroeg opstaan rustig is nie, die dag jou beet. Ek bedoel, dit is nie nou lip service nie, dit is 'n feit. Ons weet nou wat ons vroeër opstaan, jy het beheer oor die dag, en nie andersom nie. So die vraag is dit so eenvoudig soos net om selfs weer eens jou oggendroetine, dat jy met die dag gebeur, of wat is daar waar mense, hoe oefen jy daai, hou jou back muscles? Maar ek dink dit is definitief 'n kombinasie van goed en daar's leefstylkomponente, maar daar's vir my ook baie definitief 'n bietjie groter spiritual component van hoe lyk jou lewensraamwerk? Wat is jou waardestelsel? Wat is belangriker? Want partykeer, en ek dink dit is hoe wat vir my die laaste 2 weke uitgestaan het, is ek vind dat partykeer is ons emosionele dryf so sterk dat dit ons oorweldig. Want iets in ons glo dat ek is werklik in gevaar as ek nie nou vir myself, daai assertiveness, jy weet, as ek nie nou vir myself opstaan nie, gaan ek, is ek die victim môre. En ek dink dit gaan oor wysheid en empatie en om te verstaan ook, jy weet, dis nie net 'n shortcut, okay, staan vroeër op en doen Wim Hof nie, dit is my ook 'n ding van, ja, dit help, maar as jy in die verkeerde rigting en kyk, Is doen die Wim Hof method, maar yes, yes, ja, ja, ons doen nie Wim Hof nie, ons doen die Wim Hof method. yes, en dit, so, ja, dit gaan, daar's baie understanding wat agter dit ingaan, is soos, ek moet begrip hê vir ander mense se gevoelens en waar dit vandaan kom en wat dit beteken. Dit is nie noodwendig 'n threat vir my nie. Dit is nie noodwendig iets wat my hoef te intimideer nie. Ek moet eintlik die ander persoon ook help om beheer te kry oor dit en sê goed, so wat ek het nou daaraan geraak is, dis nie persoonlik nie. Ons wil objektief hierna kyk. Jy weet, iemand eendag sê, moenie dink met iemand stry oor wat is die regte besluit nie. Sit saam met daai persoon en sit al die feite op die tafel en laat die feite wys wat is die regte besluit. Nou is dit mos 'n makliker aanslag en ek dink dit is maar vir my waar dit gaan, is dit daai awareness. Dit begin by om te erken en te respekteer dat ek is nie die enigste variable in hierdie equation nie en daarom moet ek dit help uitbalanseer. Yes. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.